juist die probleem wat ons in hierdie generasie het. There's so many voices. Daar is soveel stemme wat praat. Jy weet mos nou wat, ons kyk die TV, ons TikTok en ons al die ander goeders wat ons in die tegnologie kan kry. Maar daar is ook omgewingsrampe wat ook 'n stem het. En hoe laat hy jou voel? Wat dink jy? Wat sê hy vir jou? Kan jy dit maak? Gaan jy dit nie maak nie? Wat gaan met jou gebeur? Hoe hanteer jy dit? Dis 'n stem. Daar's 'n stem wat van binne praat en daar's 'n gedeelte, ek dink dit is in Romeine, ek kan nie onthou waar dit is nie, wat sê dat wanneer ek dink aan my omswerwinge en die bitter als binne in my, dan buig my binneste homself voor hom neer. Dan beteken dit dat my emosies en my vlees begin harder praat, liggaam, gees en siel. So daar's soveel baie stemme wat met ons praat in hierdie generasie. Hoe raak ons stil? How do we know which voice is the voice that speaks to us? En die ding wat die Here al laas jaar met my begin oor praat het, is dat wat is die invloede? En vanoggend gaan ek so 1 of 2 van die punte aanraak en ons gaan die Here vertrou met die tyd. En alles wat ons vanoggend gaan sê is nie onbekend vir jou en my nie. Maar baie van die goedes wat ons vanoggend dalk aan gaan raak, is onderwerpe van sy eie. Ek weet Pastor Jasper het al baie van hulle bedien hierso, ek weer op ander plekke. En is goed wat jy ken, dis goed wat jy weet. Dis goed wat ek weet, dis goed wat ons al deurgewerk het. Maar soms moet ons dit net 'n bietjie op 'n ander manier hoor. En vanoggend wil ek die Here kom vra dat hy die filters van ons ore wat weet, sal kom afsit. En dit is vanoggend met die ore van die Gees sal kom hoor. Dat ons nie sal hoor wat ek weet nie, maar dat ek sal meet, sodat ek kan sien wat is dit waarmee die Here wil kom deel. Almal gemaklik daarmee. Prys die Here. Ek kan onthou toe ek nog 'n jong tiener was en ek het 'n vriendin van my ma gehad in Irina. En ek kan onthou, dit was ook in die wintertyd, een keer toe bel sy my, sy sê vir my, kom maak by my draai. Ek wil graag met jou 'n storie deel. Ek sê dag toe daar by ons kom sit by die huis, nou ek het dit geweet, maar sy het uitvaar sy met my deel. Ek wil vinnig net so vinnig daaraan raak om die konsep te gee. En sy sit met my en sy sê vir my, ek wil jou die storie vertel van Israel. En hoe God hulle geroep het vanuit 'n plek van ballingskap, slawerny in Egipte, na 'n plek toe wat hy vir hulle gekies het, sodat hy met hulle harte kan deel. En van daar af die pad vorentoe, waar hy hulle in 'n plek wil neem, waar hulle word die vegtende bruid, en kan stap in oorwinning. Ons almal ken die storie, maar die storie van Babylon na die woestyn, na die land van die belofte, waar ons die vegtende bruid word, is die pad van elke Christen. Dis die pad van heiligmaking. Ons is nie losgemaak daarvan nie. Ons is nie stilgemaak daarvan nie. Ons is nie in die Engels exempt daarvan nie. It is a journey and you are on it. Jy kan dit nie ignoreer nie. Die vraag is, waar is jy op daardie pad? En wat maak jy daarmee? En ek kan dit thuis met my gedeel het, maar wat aan Irina op daai stadium nie met my gedeel het nie, is die prosesse wat daarna kom en die uitdagings wat op daardie pad sal wees. Maar ek was die Here dankbaar dat sy my gehelp het om op daardie pad te kom. Ek wil volgens 1 of 2 goeders noem en ons van die Here vertrou daarmee. As ons kyk na die Genesis in die Bybel storielyn, sien ons soortgelyke storielyne. Ek gaan so 1 of 2 van hulle noem. Die eerste ene is Adam is in die tuin en het 'n verhouding met God. Tweede gedeelte, ons hoor van die gevalle, die vervalle en die sondige mens. En weer mens afwesig van God. Maar na Jesus Christus gekom het, hoor ons van die herstelde bruid en ons hoor van die vegtende bruid. Amen. Afwesig van God en dan weer die vegtende bruid in verhouding met God. En hoe stap ons deur daardie pad? Annie het dit klaar genoem van Egipte na die woestyn, na die beloofde land. En dan
Het ons so al die stories gelees en dieselfde as ons kyk na Jesus Christus. Ons het die liedjie net toe gesing, hy die hemel verlaat. Vir jou en vir my. Maar dan sê die Bybel vir ons verder dat soos wat die hemel verlaat het, daar die plek van intimiteit met God, het hy een ding gedoen. Hy het die wêreld oorwin. Amen. Luister, nou sit hy weer in die regterkant van die Vader. So hy kon vertel vir ons weer die Genesis storie, die Genesis verhaal van met God, sonder God, met God. En as jy deur die Bybel gaan kyk, sien ons hierdie storielyne oor en oor en oor en oor. Maar dis die tussenstorie wat ons moet verstaan. En dis die tussenstorie wat Jesus Christus ons kom demonstreer het. En as ons daai storie verstaan, dan kan ons die sleutel kry. En dis wat vanoggend so 'n bietjie wil oor gesels, en wat al op my hart is vir 'n geruime tyd, en ons sommer 'n tema gee, waarom mens mag voel dat God se stem stil is. Kom is God se stem stil in hierdie generasie? Miskien nie vir jou vanoggend nie. Ek weet dat ek 'n intieme verhouding met die Here en ek weet ek hoor sy stem. Maar ek wil hom nog meer hoor. As ons dan kyk na die lewensverhaal van Jesus Christus op die aarde, is daar so 'n paar goeters wat vir my aangrypend is. Hoe is dit moontlik dat Jesus Christus in krag, in mag en autoriteit konstant kon wandel en die werke van die vlees kon oorwin? En in dit lê daar vir ons sleutels, so voor ek by 'n paar goeters heel in die eindiging kom, net so 3 goeters wat ek vir ons wil noem, wat mag redes wees, hoekom ons sukkel om die stem van die Here in hierdie tyd te hoor. Moet ons ook eers gaan kyk na die lewe van Jesus en hoekom kon hy altyd die stem van die Vader hoor. So wat ons vanoggend gaan doen is, ons ken mos die beginsel, as jy wil weet wat 'n vervalste noot is, gaan speel jy nie met vervalste note nie. Jy gaan speel eers met die waarheid. Dat wanneer jy 'n vervalsing sien, dan sal jy hom herken. Ek wil vanoggend so 3 teksverse net kortliks met ons deel. Goedes wat ek en jy ken, teksverse wat ons al baie gelees het. Maar hoekom is dit so dat Jesus in krag, mag, autoriteit kon wandel op die aarde? Hoekom kon hy mens vlees word en die werke van die vyand oorwin? Wat het hom in daardie plek gesit? En deel van dit, en die grootste deel daarvan, hy het sy oor baie naby aan die hart van die Vader gehad. Jesus Christus het konstant intimiteit met die Vader gehad. Jesus Christus het nooit 'n besluit geneem voor hy eers gehoor het dat die Vader sê nie. Hy het nooit gespreek voor hy eers gehoor het dat die Vader gesê of 'n opdrag gegee het. Nou baie keer as ons hierdie tipe dinge hoor, dan hoor ons 'n lewenstyl wat onderwerp is aan Jesus Christus en Jesus Christus aan die Vader. En partykeer weet ek wat vir jou so voel nie, maar partykeer voel dit, it pushes me into a box. Want dit voel, waar's die vryheid? Waar's my menslikheid? Die doel van gehoorsaamheid is nie net om die werke van Jesus te doen nie. Die doel van gehoorsaamheid en om sy stem te hoor, is ook om te weet wat dit is om vry te wees. Ek het gister net so kort sin geluister van iemand wat die volgende sê. Hy sê, as jy waarlik wil vry wees, soek eers die koninkryk van God. First seek the kingdom of God and righteousness, and the rest will be added. So vryheid is in dit, is dat ons word en is soos Jesus. Nou wil ek die volgende vir jou sê, en dan gaan ek gaan hierdie teksverse hardop met ons. As ons wil wees waar hy is, moet ons in hom wees. As ons in hom is, en ons wil wees waar hy is, mag daar niks in ons wees, wat nie is, wat lyk soos hy nie. Is almal met my? As ons wil wees waar hy is, moet ons in hom wees, en om in hom te wees, mag daar niks in my wees, wat nie lyk soos hy nie.
'n lekker uitdaging. En dit is waarmee ons uitgedaag is. Ek wil 3 goed gou vir jou noem en dan gaan ons na die teksverse kyk. Onderdanigheid, gehoorsaamheid, en Jesus het die Vader ten volle vertrou. Hy was onderdanig aan alles wat die Vader sê. Hy het die Vader nie bevraagteken nie, hy was gehoorsaam en hy het op vertrou met die uitkoms. Amen. Ons 3 teksverse lees, hulle is in die Amplified, so in Engels gaan ek vir ons lees. Johannes 8 vers 28 sê, So Jesus added, when you have lifted up the Son of Man on the cross, you will realize, know and understand that I am He for who you look, luister, and that I do nothing of myself, of my own accord, on my own authority, but I say exactly what my Father has taught me. So Jesus was ten volle onderdanig. Die Engelse woord is, he was totally submitted unto the Father, and he obeyed it. En in die laaste deel sê, and he said exactly what my Father has taught me. So deel van Jesus se hoor was sy totale onderdanigheid en gehoorsaamheid aan die stem van die Vader. Tweede teksvers, Filippense 2 vers 8. And after he appeared in human form, ons het vroeger daarvan gepraat, he abased and humbled himself still further, luister, and he carried his obedience to extreme death, even the death of the cross. Luister wat het hy gedoen. Hy het homself verootmoedig. Hy het gehoorsaam gewees en hy het God vertrou dat die uitkoms in sy hand was. He even obeyed God unto death. So wat hy eintlik gesê het is dat hy nie geweet wat daarna gebeur nie, maar hy die Vader daarmee vertrou. Dis ontsettende groot goeders wat die Here van ons vra, onderdanigheid, humility, obeying him no matter what, trusting him with the outcome. En dis hoekom Jesus so suiwer oor gehad het, want hy het hom nie toegelaat dat die invloede van ander stemme hom beïnvloed in dit wat hy moet doen. Johannes 14:31, But Satan is coming, and I do as the Father has commanded me. Luister wat hy sê. But Satan is coming, and I do as the Father has commanded me. So wat hy eintlik sê is, ons gaan nie sonder uitdagings wees nie. But I do what the Father says. So that the world may know, be convinced that I love the Father, and that I do only what the Father has instructed me to do. I act in full agreement with his orders. Jesus het die Vader ten volle vertrou. Onderdanigheid, gehoorsaamheid, volle vertroue. Dink 'n bietjie daaraan. Hoe gereeld bring ons onsself by die punt dat ons sê, Here, ek onderwerp myself aan dit wat U van my vra. Wat ook al U van my vra, dit sal ek doen. Here, hier is ek. Wat is dit waarmee U wil deel? Stem jy saam? Wat ook al hy mag uitlig, ja Here, ek sal dit doen. Ongeag die uitkoms. Do we trust God enough with our outcomes? Vertrou ons die Here genoeg dat ons hom kan vertrou met ons uitkomste? Die menslike natuur wil in beheer wees. Ons menslike natuur is om in beheer te wil wees. Hier kom die moeilike goed. As ek hierdie goed vir jou volgende noem,
wil ek hê jy moet jouself die vraag vanoggend vra. As ons nie die vraag vra nie, gaan ons nie weet nie. Maar die vraag wat jy nou gaan vra, gaan jou plekke neem wat jy jou moontlik nie vir jouself sal kies nie. Maar God kies dit vanoggend vir jou. Maar wat hy van jou vra is, sal jy jouself kom verootmoedig, dat dit wat ek my vinger op vanoggend mag kom plaas, dat jy daarmee sal kom deel. En dan as jy vir die Here sou sê vanoggend, Here, maar as ek dit sou doen, Samuel het 'n opdrag om na Jesse toe te gaan. En die Here sê van wat hy moet gaan doen, dan sê Here, maar wat van Saul? Saul gaan uitvind wat ek vir Jesse gaan sê, wat gaan gebeur? Sekerlik sal ek sterf. Here het vir hom gevra om 'n boodskap te gaan bring in gehoorsaamheid, ongeag die uitkoms. Dit is wat die Here vir ons kom vra. Die eerste ding wat ek wil graag vir jou wil noem, is die een wat ons in onderwerp al baie oor gesels het, is die woord trots. Dis 3 dinge wat ek nou vinnig gaan sê, en dit is die dinge wat ons in die Bybel leer, ek kan vanoggend in dit ingaan. There's 3 things that blocks us from hearing the voice of God. En die rede mag wees hoekom God se ore en God se stem dalk stil in ons lewens is. En die eerste een is trots. Trots is iets wat wegkruip, en jy jouself kan dit nie sien nie. Daarom is ons daagliks nie bewus van ons eie ek, en die trots in ons eie hart nie. Wat beteken trots? Trots is waar ek nie wil erken dat ek God en mense nodig het nie. Ek kan baie hieroor sê, en ek wil baie graag meer hieroor gesels. Maar omdat daar so baie ander is wat ek graag wil ingaan, kan ek nie tyd spandeer nie. Maar ek wil hê met vanoggend die vraag vir jouself vra, Here, kom wys my. Waar mag daar trots wees? Wat die rede mag wees dat ek nie u stem hoor nie? Wat is trots? Dis elke area waar ek nie met God konfereer oor die uitkoms van iets in my lewe nie. Nie tyd verspeel nie, maar ek die volgende gou vir jou sê. Toe ek Dinsdagoggend my agterdeur oopmaak, sien ek daar's water reg rondom my huis. En ek roep vir Kobie, en ek praat letterlik van 2 mm. Toe ek by my hekkie uitgaan, ek gaan die voorkant van my tuin en my inrit, toe sien ek die riviervlak het letterlik gelig tot reg rondom my huis. Ek het 'n keuse gehad. Terwyl ek daar staan, vra ek, Here, wat is jou hart? Wat is jou wysheid vir my in dit? Hoe reageer ek as mens hier? Nou moet ek bietjie met water werk en met hidrologie, sê almal vir my, Vincent, die water is hier, daar's nie kans wat dit by jou huis kan verbygaan nie. Ek vra die Here, wat is u wysheid in dit? En ek weet iets van hidrologie. Ek weet, as jy iewers anders 'n gat oopmaak, dan begin water suig. So wat ek te doen is, ek gaan soek enige iets wat 'n gat is, waarin blare lê. En ek gaan na daai gate toe, ek gaan haal die stompe en die goeders uit die gate uit. En almal sê vir my, Vincent, jy's mal, ek het op 'n stadium so diep in die water geloop. Maar ek het die gate gaan soek, wat nie oop is nie. En toe ek die blare uithaal, omdat water beweeg, ons wat nou 'n bietjie meer van hidrologie weet, sodra jy gat oopmaak, en hy kan lig suig, dan syfer dit. So toe ek die gate oopmaak in my erf en in die pad wat oop is, toe begin my erf dreineer. Laer is die tafel van die rivier. Because it sucks. If we humble ourselves, obey God's voice, we trust him with the outcome. En ek glo daai wysheid is die rede hoekom my huis gered is. Anders kom ek soos veel ander in die omgewing gewees het, wat so diep onder water was. It's a klein story, maar it's understanding how we move in the Spirit of God and hearing his voice and not allowing the voice of my heart to speak louder than the voice of the Spirit of God. Amen. Die tweede een is rebellie. Rebellie beteken teenveg. Wanneer God na my toe kom en sê, Vincent, ek wil met hierdie area in jou lewe deel, sodat jy meer kan ken. As ek teenveg, dan rebelleer ek. Wie van julle
ken jy wat dit is om 'n kind te hê? Wat sê ek sit aan die buitekant, maar ek staan regop in die binnekant. Ken ons daai beginsel? So hy doen wat jy vra, maar sy binnekant is totaal in teenveg. Ek kan nie die vraag vir jou vra nie, maar jy moet self ook in die vraag vra. Nommer 3, ongoddelike beheer. Dis dinge wat van buitekant, dis omstandighede, dis stemme, dit is emosies, dit is mense, dit is afhanklikes. Dis dinge wat van buitekant af teenkom en my affekteer in my emosies. Wie raak nie kwaad nie? Wie op hierdie stadium hou nie van wat in ons land aangaan nie, die ongoddelike beheer, dit wat hulle wil doen. Dit staan in ons binneste op. Maar in Romeine 6 vers 16 staan die volgende geskryf. Hy sê die een aan wie ek myself beskikbaar maak en doen wat hy sê en my knie voor hom buig, hy is my meester. So wanneer die emosies kom, die vraag is, wat laat ek toe om my te beïnvloed en vir wie buig ek my knie? Jy kan vanoggend na my luister, jy kan al hierdie dinge hoor, maar as jy nie die vraag gaan vra nie, gaan jy nie weet nie. Volgende 2 gaan 'n bietjie moeiliker wees. Doelbewuste of opsetlike nie luister. Wie van ons het nie al spesifiek ervaar dat God in 'n sekere area wil werk en het gekies om dit te ignoreer? Jy hoef nie hand toe te steek nie. Bewuslik of onbewuslik. En ek gaan nie my storie vertel nie, maar ek sal die eerste keer in my lewe nooit vergeet nie. Waar ek in 'n 3 jaar proses was, waar ek doelbewus van iets weggeloop het, inteendeel ek het gehardloop. I ran from God. En ek is so spyt, die jare daarna, wat ek het besef, wat ek gemis het, sou ek net gehoorsaam het. Doelbewuste of opsetlike nie luister nie. Nommer 2 wat aansluit by daardie ene, 'n ignoreerde opdrag. Wie van ons het al beleef dat die Here in 'n sekere area wil werk of vra om te gaan om iets te doen, maar ek het gekies om die opdrag te ignoreer. Trots, rebellie, en ek gaan nou die Engelse woord vir jou gee, want ek weet op sekere se ore, Jens se ore gaan dit vanoggend baie moeilik wees wat ek nou gaan sê. Is witchcraft. Witchcraft is wat ons noem heksery. Heksery beteken dat wanneer ek met my mond iets sê om te beheer. So trots, rebellie en ongoddelike beheer, dinge wat teenkom, wat die emosie tackle, is die dinge wat blok en keer dat ons nie God se stem hoor nie. Die laaste wat ons nou mee gedeel het, is wil ek vinnig aan wil raak voor ons begin afsluit. Baie keer vra ons die Here vir rigting in ons geestelike lewe, oor waarheen, wat moet ek doen, wat is die volgende stap, en ons wag, en ons wag, en ons wag, en soms praat ek met mense en sê, bewus ek vra al hoe lank, maar is asof die Here nie kom antwoord nie. En laas jaar het die Here met my daaroor begin praat, en dis hoe ek sê, elkeen van ons 'n onderwerp van sy eie, maar die Here met my daaroor gepraat. En ek het my die volgende gevra, waar is daar doelbewus, nie geluister? En waar was daar dalk 'n geïgnoreerde opdrag gewees? God kan nie aanskuif voordat die vorige instruksie, die plek van genesing, die seisoen waarin jy is, nie eers afgehandel en hanteer is nie. Ons blameer God, want ons is so besig om te werk na die beloofde land,
Maar die Here kan ons nie na die land van ons belofte en oorwinning neem, voordat hy nie met die plek van ons hart gedeel het nie. God cannot move if there's a purposeful rejection, rebellion and pride. God kan ons nie aanskuif na die niet, vir ons nie dit wat hy nou met ons wil deel of gesê, nie eers afgehandel het nie. Hoekom kon Jesus konstant aanbeweeg? Omdat hy onderdanig was, gehoorsaam het en God vertrou het met die uitkoms. Miskien weet jy hierdie goeders vanoggend. Miskien het jy dit al gehoor. Al meer en meer kom ek agter, en ek gaan weer vir ons sê, doelbewuste of opsetlike nie luister, of uitgestelde gehoorsaamheid, mag dalk die rede wees, hoekom daar nie vorentoe beweeg word. Wat is die herstel? Here, hoekom is u stem stil? Hoekom beweeg ek nie aan nie? Hoekom hoor ek nie, wat is die volgende nie? En dis die vraag wat ons moet vra. Here, waar is daar trots in my hart? Here, waar is daar teenveg in dit wat u wil kom doen in my lewe? Here, waar laat ek toe dat die emosionele, die ongoddelike beheer, die witchcraft, waar laat ek toe dat dit 'n invloed op my lewe het? Waar is die doelbewustheid en die opsetlike nie luister? En waar is die uitgestelde gehoorsaamheid? Jesus se eerste opdrag, en ek gaan afsluit. Jesus se eerste opdrag nadat hy uit die wildernis gekom het. Wat het in die wildernis met hom gebeur? Hy was versoek. He was tested in the flesh. By die ouwe? Okay. So sal ek en jy ook in die vlees konstant versoek word, sodat ons kan oorkom. Maar om te kan oorkom, moet ons deel met die trots, ons moet deel met die rebellie, ons moet deel met die emosies, ons moet deel met die ongehoorsaamheid, ons moet deel met die doelbewuste nie luister en die ignoreer van instruksies, sodat ons sy stem kan hoor. En dis wat ons in Matteus 4 vers 16 en 17 lees, en ek verwys baie na dit, ek lief hierdie gedeelte. Those people who sat and dwelt and was enveloped in darkness have seen a great light. And for those who sat in the land of shadow of death, light has dawned. From that time Jesus began to preach. So nadat Jesus uit die wildernis, hy's versoek in die vlees, en het oorkom in die gees, but he listened, he obeyed God. Luister. From that time Jesus began to preach, en dis waar ons antwoord in kom, crying out, repent. Wat beteken repentance? Luister die volgende. Change your mind for the better. Heartily amend your ways. Abhor your past sins, for the kingdom of heaven is at hand. Afrikaans, kom tot jou sinne. Deel met jou trots. Deel met jou rebellie. Deel met jou emosies. Deel met die areas waar daar doelbewus nie geluister word nie. Deel met die areas waar daar doelbewus opdragte geïgnoreer word. Deel daarmee. Luister die tweede ene. Come to your senses, kom tot jou sinne. Verander jou weer. Stap weg van jou sonde. Amen. Laaste twee gaan ek net vinnig noem. Redes hoekom ons dalk nie die stem van die Here kan word nie. Die eerste wat ons nou so pas afgehandel is geestelike doofheid. Die nommer 2 is stemkompetisie. Ken julle daai een? Stemkompetisie. Ek kan nou jou hand opsteek, wie weet nie. Stemkompetisie. Dat is altyd 'n harde stem wat harder wil praat. En die een waarmee ons baie sukkel nou in hierdie tyd, dink ek, geloofsmoegheid. Geloofsmoegheid. Is daar die plek, en ek gaan vir ons so lees, waar jou mond dalk bid, maar dat jou hart in die geheim
moeg is en opgegee het. Wanhoop bid anders en God kan die verskil raak sien. Jy kan hard bid, maar die geloof kan baie ver van God wees. Die 3 goeders volgende dat ek vinnig sal aangeraak het. Wat is die goeders wat kan blok en keer? Geestelike doofheid, stemkompetisie en nommer 3, geloofsmoegheid. As jy enige iets van hierdie in jou lewe speur vanoggend, wat is wat jy moet doen? Here kom wys my dat ek daarmee kan deel. So wat is die antwoord om God se stem weer te kan hoor? Is onderdanigheid, gehoorsaamheid wat hy vir jou wys om jy te deel, en nommer 3, vertroue. Geloofs, vertroue, die geloofs, moegheid nie. Amen. Nou lees ek vir die teksvers in Deuteronomium 28 vers 1, ek sluit daarmee af. If you will listen diligently to my voice, with the voice of the Lord your God, being watchful to all his commandments, which I've commanded you this day, luister, the Lord your God will set you high above all nations on the earth. So wanneer ons kies om te luister en te doen wat hy sê en na sy stem, sê hy sal ons oplig bo die omstandighede van hierdie wêreld. En waar het Jesus gewandel? Het die hemel verlaat, vir jou en vir my. En vandaar het hy die wêreld oorkom en sit nou aan die regterkant van die Vader. Amen.